Goeiemôre Impak Kerk, familie, vriende en almal wat ingeskakel is by ons podcast. Dis weer Woensdagoggend, die middel van die week. Ons is op die knop afdraande na die naweek toe. En die Here is vir ons goed. Welkom terug, Colin. Baie dankie. Is lekker om hier te wees. Hy was op vakansie en ek was op vakansie, so ons nou terug. Dis hy. Was jy vakansie, alright? My vakansie was fantasties. Altyd te kort, maar is lekker. Ek wou sê, ek het nog nooit iemand ontmoet wat na 'n vakansie terugkom en sê die vakansie was lank. Ja, nee. Nog nie. Ons het 'n amazing oggenddiens gehad en die Here was so teenwoordig eintlik. Aan die einde was dit net 'n amazing oggend gewees en ons gaan aan die sleutels vir 'n transformasie. Onthou ons hart is God wil jou vat van een plek na 'n ander plek doen. Ek gaan net gou die inligting die fondasie bou en dan kan ons hom van daar vat nou. Die Bybel vertel in Lukas 13 hierdie verhaal van 'n vrou wat vir 18 jaar siek was. Die Message vertaling sê sy was so mekaar getrek dat sy letterlik nie kon opkyk nie. Hy gebruik eintlik die woord soos 'n arthritis wat sy gehad het wat haar op 'n plek gebring het sy nie eens kan opkyk nie vir 18 jaar lank. En dit was haar lewe, dit was haar destiny, dit was haar identiteit. Ek het baie daaroor gepraat sonoggend. Dit was haar identiteit vir 18 jaar lank het mense haar geken as die krepel in mekaar getrekte vrou wat nie eens behoorlik kon loop nie, wat nie kon opkyk nie. Dit was haar identiteit. Maar God het haar getransformeer. En wat was die geheim van daai transformasie? Dis waar dit gaan. Maar kom ek lees gou die skrif. Hy sê Lukas 13 vers 10 sê op die Sabbat het hy Jesus in een van die sinagoges onderrig gegee en kyk, daar was 'n vrou al 18 jaar lank gelei het onder 'n gees wat haar siek gemaak het. Sy was krom getrek en kon glad nie regop kom nie. Vers 12. Toe Jesus haar sien, het hy haar nader geroep en vir haar gesê, mevrou, jy is van jou siekte verlos. En hier kom ook 'n kerngedeelte, daarna eers het hy sy hande op haar gelê en sy dadelik regop gekom en God gehoor. En dis al die konteks is die amazing verhaal wat ek raak lees ook. Jy weet, Jesus kom na toe en Jesus sê vir haar, hy al die gehoor het, Jesus het daar raak gesien. Sy het in die gehoor gesit, dalk gewoond geraak aan hierdie 18 jaar vriendiniteit, gewoond geraak aan haar kromheid, gewoond geraak en baie keer raak ons gewoond aan hierdie omstandighede van ons, raak gewoond aan dit waartoe ons gaan, maar Jesus sien haar raak in omstandighede. Jesus sien haar raak en hy bring haar na vore en hy sê vir haar, jy's verlos en hier kom die kern. Die verlos en die regopstaan het nie onmiddellik gebeur nie, al die tyd verloop. En baie keer word ons verlos, maar as ons sekere areas van ons lewe 'n bietjie skeef is. En dan eventually kom God en God trek dit reguit. Maar die geheim van hierdie ene was, vir 18 jaar lank, waar kry Jesus haar? In die sinagoge. Sy het genoeg rede gehad om op te gee, om in bed te bly lê, om nie op te staan nie. Sy het goed genoeg verskoning gehad om nie die tempel te gaan opsoek nie, om nie die sinagoge te gaan opsoek nie, maar sy het aangehou. Sy was daar in die plek en dis waar die ontmoeting plaasgevind het, die plek waar sy nie opgegee het nie. By die plek waar sy gesoek het na God se teenwoordigheid, om sy plan en sy droom te gaan haal, sal ek sê. Maar ek sien 'n ding daar wat jy nou gelees het. Ek was nou op verlof gewees, so ek was nie in die diens Sondag nie. So hy luister vir die eerste keer na die preek. En wat ek nou daar gesien het is, die ding het eers in die gees plaasvind. Hy het eers 'n verklaring gemaak en gesê, dit is wat dit is. Hier is dit, jy is verlos. Nou gaan jy, wat sê die woord van mense wat aan siekte, dis Petrus, wat gesê het, by his stripes, you were healed. Dis iets wat reeds 2000 jaar terug plaasgevind het. En ons liggaam moet nou in lyn kom. En dis 'n verklaring wat klaar in die gees die mense vasgemaak het, wat ek en jy ook al na die Here soek. Die woord sê vir ons die beloftes van God is ja en amen in Jesus Christus. Nou wanneer was Jesus Christus? Hy was 2000 jaar terug. Ja. Daai beloftes is klaar geantwoord. Ja. En wat vir my powerful daar is, haar destiny was om regop te kom en God te loof. Openbaring 4, ons is gemaak vir God se plesier, ons gemaak om God te aanbid, en dit was haar destiny, maar vir 18 jaar lank het die vyand haar weggehou van haar destiny af. Vir 18 jaar lank was sy gebind, die Bybel sê sy was gebind. Dit wat die oorsaak van hierdie siekte was, 'n vyand aanslag, en die geestelik, en die kern is, daar's baie areas van ons lewe, wat ons met hierdie storie kan vergelyk. Daar's dalk finansies wat die vyand bind. Daar's dalk jou gesin, jou familie, jou emosies, jou gedenke,
wat die vyand bind, wat nie in die destiny kom wat God vir ons het nie. En aan die kruis, jy het nou mooi gesien, die kruis het God klaar die prys betaal vir daai verlossing. Ja. Van elke faset van ons lewe. Ons moet net daai area kry om in lyn te kom, is nie? En waar kry ons daai area? Dis in die woord van God. Jap. Dis om iets te gaan haal, iets vas te vat, om te sê, maar God, jy het gesê. Jap. Staan op die woord. En as God het gesê het, dan is dit mos nou iets wat ek en jy kan claim. En dit klink soms arrogant, om te sê, ek claim daai. Maar is dit nie wat God oorspronklik vir ons wou gehad het, toe hy in Genesis 1 gesê het, ons moet regeer nie? Ja, presies. Presies, en die wêreld, kom ons gaan 'n bietjie verder. Die wêreld is op hierdie stadium 'n baie interessante plek. Trump het 'n paar interessante goed nou kwyt geraak en skielik is die hele wêreld geskit. Ja. En ek weet, jy wat luister is vandag dalk bekommerd daaroor. Ja. Ek was self bekommerd vir 'n baie lang ruk daaroor en toe gaan sit ek en ek dink myself, maar is dit nie hoe God, die Here sal niets toelaat as nie in sy plan vorm. Ons kan nou in die eskatologie betrokke raak en ons kan nou baie praat oor die eindtyd in Amerika en hoe pas hulle nie in nie. Maar een ding weet ek is Amerika is besig om homself te isoleer. Dis 'n discussion vir 'n heeltemal ander dag. Ja. Maar doen God nie sy beste werk in chaos nie? Nog altyd van die begin af. En is ons nie bang vir chaos nie? Want ons uit my comfort zone uit. En as uit ons comfort zone uit is, dan soek ons iets of iemand om te blameer. En weet jy nou van die storie? Ja. Sy het nie gekom en gesê, ja, kyk hier, kyk waartoe gaan ek. Kyk die issues waarna ek sit nie. Kyk die omstandighede. Ja. As daar nou een persoon was, imagine, 18 jaar lank as jy so mekaar getrek het en nie eens kan opkyk nie. Jy sien nie wolke nie, jy sien nie son nie, behalwe as jy berug lê. Jy's in mekaar getrek, jy het konstante pyn. Dis ongemak. Al die mense spot met jou. Ek gee nie om wie dit is nie. Ek laat my nie vertel, sy het nie deur mense gespot nie. En in daai tyd, die disippels het een keer na Jesus toe gekom en gesê, Here, wie het gesondig dat hierdie ou blind is? Was dit hy, was dit sy ouers? So daai was die siening van daai tyd gewees. So, sy was heeltyd moontlik uitgekruid gewees van, maar wat het jy verkeerd gedoen? Wat het jy gesondig? Wat's fout met jou lewe? Ja, geblameer vir goed wat sy eintlik al nie verdien het nie. Vyand op haar pad langs gebring het. Want sy plan om te steel, te slag en te verwoes. En vir 18 jaar het hierdie vrou weggehou van haar destiny af. En die voordeel van my en jou is, dat 2000 jaar terug het die Here hierdie verlossing klaar gedoen. Jy en ek moet by 'n plek kom waar ons kan regop kom, waar ons finansies kan regop kry, ons gesin, ons emosies, ons you name it. Die area van ons lewe wat krom getrek is, kan God dit optel. Ja. Maar die kern van hierdie storie is, waar het hy haar gekry in die sinagoge? Sy het nie opgegee nie. Ja. Hoeveel keer kyk jy en ek nie na sekere areas lewe wat krom is, en dan gee ons op nie. Dan sê ons, hierdie gaan nooit regkom nie. Hierdie gaan nooit verander nie. Ons sukkel met 2 maande met 'n ding, dan gee ons op. Ja. Hierdie vrou het vir 18 jaar lank elke dag opgestaan met 'n mekaar getrekte liggaam. Maar sy het nie opgegee nie. Dis nie die mooiste van alles nie. Nou, is 'n skrif wat praat van die regter. En die vrou kom na hom toe om te vra vir righteousness, van iets wat in haar lewe aangaan. En hy sê, vereers gaan ek haar ignoreer, want maar dan sê die skrif, maar sy het aangehou, en aangehou, en aangehou, en net om haar stil te kry. En dis nie hoe God is nie, is nie van dat God wil ons net stil kry, maar sy sê, omdat sy so knaand aanhoudend is, gaan hy vir haar gee die geregtigheid wat sy na soek. Hoeveel te meer 'n Vader, wat nie uit frustrasie teenoor ons optree nie, maar uit 'n volkomme liefde. Ja. Want in daai skrif sê hy ook, later af, ek het hom gaan lees vanmiddag, sê hy vir die fariseërs, julle is nou kwaad vir my, maar hoeveel hierdie dogter van Abraham. Ja. En hy gee vir haar identiteit terug. Sy verbond, ja, dis mooi. Dis mooi. En hy sê, hierdie is nie wat julle sê sy is nie, hierdie is 'n dogter van Abraham, het sy nie die reg? Ja. Identity. Ja. Identity. Maar weet jy wat dink ek nou aan? Die bruiloft te Kana. Daai storie, ek weet nie, somewhere in my ministry kom ek altyd uit tot daai storie. Ek weet nie wat dit is nie, maar ja.
Jesus sit aan die tafel en sy ma kom na hom toe en sê vir hom, hoor jy, die wyn is klaar. En hy antwoord daar, hy sê van nie nou nie. Dis nou my taal. Die tyd is nie reg nie. Ja. Wat doen sy? Sy het nie gaan sit en gesê, okay, nee. Sy het half met haar geloof gesê. Toe roep sy al die diensknegte en sy sê, wat hy ook, hy het nou net vir haar gesê, nie nou nie. Haar konstante geloof, ek wil amper sê die knaandheid van haar geloof, het Jesus, ek wil nie sê geforseer nie, maar half in 'n posisie gebring. Jou geloof bring God in 'n posisie waar hy niks anders kan doen as om op sy woord te staan. Ja, ek kan nie onthou wie die ou se naam was nie. Ek ook nie. Maar ja. Hy het die stelling gemaak dat faith moves God. Ja. Jesus het nog gesê faith moves mountains. Wat was daai liedjie wat hulle jare terug gesing het? Faith, ja. A prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Ja. Met ons kan bid vir goed, maar geloof bring dit in aksie. En haar aanhoudendheid, Ja. nie opgee nie, opdaag in die sinagoge. Dis waar hy haar kry, terwyl sy 18 jaar lank sukkel, daag sy op in die sinagoge, doen sy wat ritueel nodig is. Ja. Ons is baie teen rituele gekoppel. Maar baie keer wys jou ritueel ook jou geloof, jou aanhou, jou consistency brings about or shows about your faith. En dis wat ek hier raak lees. Hy het dan nie by huis gekry nie, hy het dan nie in die hospitaal gekry of langs die pad gekry of buite gekry waar sy opgegee het nie. Hy het dan die sinagoge gekry, die plek waar daar geleer word, die plek waar daar gemeenskap gehou is met die medegelowiges. En dis waar hy haar raak sien. Sy kon daar, en ek het dit sonoggend gesê, imagine sy daai oggend besluit ek gaan nie kerk toe nie, of sinagoge toe nie. Imagine sy daai oggend ingegee op haar pyn. Imagine sy daai oggend net gesê ek gaan en niemand sou dit al kwaliek geneem het nie. Almal sou gesê nee, jy verdien, ons verstaan die omstandighede, ons verstaan waar dit gaan. Maar yet she got up. En sy het sinagoge toe gekom. En sy daar kom sit in pyn. En daai oggend het die deurbraak gekom. Ja. As sy een oggend gemis het, daai oggend gemis het. En dis die geheim, partykeer daai een oggend ons dalk dit nie maak nie. Is dalk daai deurbraak oggend. Ons weet nie wanneer die Here wat wil doen nie. En daar's soveel kere wat ons hierso staan op 'n oggend en ons voel die Here maak 'n uitnodiging aan 'n sekere tipe persoon of 'n sekere tipe geval of 'n situasie. En dan kom ons en ons sê kom vorentoe, ons wil graag hande op jou lê, ons wil saam met jou bid. En vir my siel weet ek van die mense bly sit. Ja. Want wat gaan die mense sê? Wat gaan hierdie wat gaan hulle sê? Wat gaan hulle van my dink? En dis juis op daardie oomblik waar God daai uitnodiging uitreik om te sê today I want to touch you. Vandag wil ek jou regop ruk. Ja. En uit daardie ding uit Ja, ruk. ruk is die woord. Ja. Ja. En soms kan jy selfs in die sinagoge sit, in die kerk sit, in die teenwoordigheid sit en nog steeds die uitnodiging mis. Ja. Ek kom ons sluit af met daai skrif in Micha wat ek vir gelees en ek het dit Sondag aangehaal. Ek dink my verhaal is, ek dink hierdie is dalk een van haar lewensmotto's. Dalk het sy hierdie skrif teen haar muur opgeplak. En haarself elke oggend as die vyand vir haar herinner, man, kyk hoe krom is jy. Kyk hoe skeef is jy. Ek weet dis nou my storie. Dalk is daar areas van jou lewe, dalk moet jy hierdie skrif in jou muur opstof, jou backwall in jou rekenaar of jou kantoor opsit. Dalk is hierdie net die ding wat jy nodig het. Ek sien half hierdie skrif afspeel in haar lewe, my storie. Hoe sy elke oggend die vyand langs haar bed staan en vir haar sê, man, bly plat. Man, bly krom. Jy het seer, jy het pyn, jy's 'n mislukking. Jy's nie mooi genoeg nie, jy's nie maar genoeg nie, jy gaan dit nie maak nie. Jou besigheid val uitmekaar uit, jou finansies. Jy weet konstant herinner aan die kromheid. Dis half sien ek hoe sy in haar gees hierdie skrif vergeet. Gee hom gou vir ons. Micha 7 vers 8. Ek lees hom in die New International Version. Hy sê, do not gloat over me, my enemy. Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Ek laat my nie vertel, sy het nie baie keer gevoel moet begin nie. Ek laat my nie voel, sy het nie baie keer gevoel, sy sit in donkerte nie. But she didn't give up. Ja. En ek sien nou of daai skrif hoe sy vir die vyand sê, vyand, moenie oor my lag nie. Moenie oor my jubel nie. Moenie oor my bly wees nie. Ek lê dalk nou in pyn hierdie bed.
but I will rise again. Ek gaan opstaan, ek gaan kon. Sy dalk die Saterdag, ek het dit Sondag gesê. Sy dalk die Saterdag was 'n afdag en sy het in die bed gelê en sy was gebreek. Moeg seer in die Sondagoggend of die Sabbatoggend. Ek wil nie betrokke raak in daai debat nie. Maar die Sabbatsoggend, die word sy wakker, sy sê vyand jy het my laag gisterand in die bed gekry. Ja. Ek was gister plat. Maar moenie opgewonde raak nie. Ek staan vandag op. Ek gaan aangaan. En dalk het jy nie nodig om vandag daai ding te besef. Moenie bly lê nie. Moenie sê die vrou bly lê nie. Staan op. Kom by die plek uit waar die Here jou moet. Kom uit by die ontmoetingsplek van die Here. Ja. Want dis waar hy die kromheid reguit maak. Moenie ophou uitreik en staan op sy woord nie. As hy dit gesê het, het hy dit gesê en hy het dit bedoel. Exactly. Toe hy vir haar sê, jy is van jou siekte verlos. Het die aanraking haar reg opgebring. Sy woord. Sy woord, don't give up. Dis die sleutel van transformasie is konstantheid, consistency. Daag op, al voel jy nie so nie, al lyk dit nie so nie, al gaan jy deur diep waters, daag op. Dis daar waar jy ontmoet. Dis daar waar jy geloof sien. Dis daar waar die deurbraak kom. Waar die transformasie kom. Amen. Amen. Kom ons bid vir ons. Kom ons bid spesifiek dat die Here mense moed gee vandag om aan te hou. Vader, dankie dat elkeen wat vandag na hierdie podcast luister, Here, dat u aanraking by hulle is, Here. Elke situasie waardeur hulle gaan, Vader, weet ons die beloftes van God is ja en amen in Jesus Christus. En ons verklaar vandag dat u hulle uit daai situasie sal oprig, Vader, soos wat hulle u soek, soos wat hulle aan u vashou, Here. Dat u vir hulle daai deurbraak sal gee in hulle lewens. Mag hulle aanhou vashou aan hoop. Mag hulle aanhou vashou aan u teenwoordigheid. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. God bless you. Sien jou Sondag.